Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word in die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Die doel was dat julle duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. En as julle hom wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede, wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks, soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus, hy wat soos 'n lam is, vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou 'n volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van die liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Dankie Marisa, daai was 'n mondvol. Maar hou asseblief die blaadjie byderhand. Ons gaan stelselmatig deur die tekste werk. En ek hoop ons gaan nie baie lank besig wees vanoggend nie. Ek moet sê dit was al reeds geweldig bemoedigend om die liedere saam te sing wat ons saam gesing het, wat al die waarhede kommunikeer wat die teks ook vir ons vanoggend inhou. En so ek is opgewonde om vanoggend weer na hierdie teks saam te kyk. 1 Petrus is so 'n ryk boek, is so vol waarhede wat ons so kan help om te funksioneer in hierdie wêreld waarin ons onsself bevind. En so ek gaan net bid dat God ons genadig sal wees en dat hy werklik met ons sal ontmoet vanoggend soos wat ons saam na sy woord kyk. So kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons U Vader kan noem. Ons prys U dat ons U kan aanroep, dat U liefde teenoor ons bewys het in die Seun en dat U die weg vir ons oopgemaak het om na U toe te kan kom. Vader, en ons dankie dat ons vanoggend hier in U naam kan vergader. Mag dit werklik in U naam wees, Vader. Sal U asseblief deur U Gees in ons harte werk? Sal U met ons elkeen vanoggend praat? Sal U ons help om te sien waar ons dalk in ongeloof lewe of waar ons dalk sonde vertroetel in ons harte waarvan ons moet wegdraai? En sal U ons help om werklik aan die einde van vandag te kan jubel oor dit wat ons in U het. Dit waartoe U ons geroep het en dit waarvan U ons deel gemaak het. En so ons vra Vader, werk asseblief deur U Gees in ons harte, versterk ons in die geloof en maak ons bruikbaar in U hand. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.
Vriende, in die laat 90's sou ek en 'n paar vriende een Vrydag aand 'n fliek kyk. En ek weet nie die van julle wat die 90's kan onthou, is 'n era van goeie flieks. Is 'n era waar Brad Pitt goeie flieks gemaak het. Ek dink Fight Club kom dalk uit die 90's uit en Seven kom uit die 90's uit en River Runs Through It. Daar's 'n klomp goeie flieks in die 90's gemaak. En as jy nie weet wat om te kyk nie, dan is daar altyd in daai dae was daar altyd 'n Die Hard om te kyk. Jy kon altyd op Bruce Willis staat maak op 'n Die Hard. Maar my vriend wou 'n romantiese komedie kyk en ek kan nie. Dit is nie my ding nie. Ek kan nie verstaan hoekom iemand dit sal wil kyk nie. Ons lewe in 'n regte wêreld. En my vriend se punt aan my om my te probeer oortuig dat ons hierdie romantiese komedie moet kyk was daar's 'n hondjie in. Wie kyk 'n romantiese komedie met 'n hondjie in? Anyway, ons het toe die fliek gekyk. En dit spyt my om te erken, dis tot vandag toe waarskynlik my gunsteling fliek. Die boodskap wat die fliek maak, tref mens baie diep. Nou, ek weet nie wie As Good As It Gets kan onthou nie. Ek sal dit waarskynlik nie aanbeveel nie, ek het in dekades nie gekyk nie, maar die boodskap bly by my. Die boodskap van As Good As It Gets is redelik obvious. Maar Jack Nicholson is die hoofkarakter. Hy speel 'n ou wat 'n uitstekende romanskrywer is, maar hy is presies die teenoorgestelde. Hy is regtig swak met mense. Hy het 'n tipe van 'n OCD, hy met geen filters nie en hy gee reg net vir homself om. En die ander hoofrol word deur Helen Hunt vertolk. Sy is 'n kelnerin by die enigste restaurant waar Jack eet en sy is die enigste een wat hom mag bedien en so sy lewe val uitmekaar, dit is alles nie is soos wat dit moet wees nie. En so hulle verhouding ontwikkel rondom haar siek seun. Hy is mal oor haar, Jack is mal oor Helen, maar hy kan nie nice wees nie. Hy weet nie hoe om nice te wees nie. Sy haat van die goedes wat hy doen en sy haat van die goedes wat hy sê. Maar sy laat hom toe om nader aan haar te kom en so dis hoe die storie ontwikkel. Op 'n stadium, op 'n doodgewone dag, wanneer hulle twee vir 'n oomblik in vrede saam funksioneer, stap hulle oor die straat en hy stop en hy kyk en hy sê vir haar, "What if this is as good as it gets?" En is so 'n goeie vraag, is so 'n goeie filosofiese vraag vir ons om te stop en oor te dink. Wat as hierdie is hoe dit is? Wat as ons altyd met hierdie tipe van gebrokenheid gaan moet saamlewe, met ons eie gebrokenheid en die gebrokenheid rondom ons? Dit het geweldige implikasies as dinge nie uitgesorteer gaan word nie. Die van ons wat hou daarvan om dinge uit te sorteer. Ons het vroeër gebid vir ons land. Wat as dit nou maar is hoe dit is? As ons land nooit sy potensiaal gaan bereik nie. Wat as dit nou maar is hoe dit is? En wat as ons altyd so gaan sukkel in verhoudings? Wat dan? Hoe gaan dit wees? Wat as ons elkeen vir ons hele lewe lank en tot in infinity gaan sukkel met ons sondige begeertes? Wat as ons nooit vordering gaan maak in ons stryd teen sonde nie? Nou Jack Nicholson in die fliek praat nie as 'n Christen nie. Wanneer hy die vraag vra, what if this is as good as it gets? Dan bedoel hy dit is wat dit is. Dit is 'n beperkte bestaan van wie ons is en waartoe ons geroep is. Hy kyk na die wêreld asof God nie bestaan nie en hy vra what if this is as good as it gets? Maar vir die van ons wat glo in God, wat glo dat daar 'n God buite hierdie wêreld staan wat goed is. Ons weet hierdie is nie as good as it gets nie. Ons weet ons hoef nie ons best life now to live nie. Soos wat die nie-Christen uitroep is nie. Ons hoef nie ons best life now te lewe nie, want hierdie is nie alwaarvoor ons lewe nie. Ons kan nou reeds sê, soos wat vers 6 sê, jubel hieroor, al moet julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Want vers 3 sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê.
Ons het 'n lewende hoop. Ons is opgewek in 'n lewende hoop in. Hierdie is nie ons ware tuiste nie. Hierdie is nie ons huis nie. Hierdie is nie ons beloofde land nie. Ons is in die wildernis. Ons is op pad. Ons beweeg deur die wildernis op pad na die beloofde land toe. En vandag se teks help ons om te verstaan waar ons onsself bevind en wat dit vir ons beteken. Ek dink ek maak baie keer fout. Ek dink baie van ons het baie dinge waarmee ons sukkel as ons sukkel in ons sondige stryd. My sondige stryd is baie keer teen gemak. Ek wil gemaklik wees. Ek wil sekuriteit hê. Ek wil veilig wees. In 'n wêreld waar wat nie my tuiste is nie, beteken dit ek kan my tyd mors op die verkeerde goeders. Vir ons om te veg vir gemak in hierdie wêreld is soos om vir die Israeliete wat uit Egipte uit verlos is en op pad is na die beloofde land toe, om hierso te probeer hemel op aarde skep. Dis wat ons doen as ons hierdie wêreld se afgode aanbid. En hierdie teks help ons om dit nie te doen nie. So ons gaan 3 dinge sien in hierdie teks. Hy herhaal dit 3 keer. Ek het vir ons die woorde vreemdeling, vreemdeling, vreemdeling in die teks net beklemtoon dat ons dit kan sien, maar daar's 3 dinge wat saam met vreemdeling is een van die 3 goedes, maar daar's 2 ander konsepte ook. Ons is vreemdelinge, ons is veilig en ons is heilig. En so dis die 3 gedagtes wat ons saam by gaan stil staan en gaan dink oor hoe dit ons help om te verstaan waar ons onsself bevind. Nou ons het in die reeks so ver, soos wat ons aan die begin van die jaar staan en ons dink oor ons roeping as 'n kerk, het ons in die reeks so ver gesien wie God is. So ons het gesien God is die een wat ons red uit duisternis is in sy koninkryk van lig in. God is die een wat ons red. 2 vers 9 sê hy het ons uit die duisternis geroep na die wonderlike lig toe. En verlede week het Johan ons gehelp om te sien wie ons is. Wie is ons dan as God die een is wat ons roep in sy lig in? Johan het ons gehelp om te sien dat ons is God se geliefdes. Ons is God se geliefde volk. 2 vers 10 sê, julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou die volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. En so derdens vandag kom ons by waar ons is. Waar is ons? Ons het gesien wie God is, ons het gesien wie ons is, en vandag kom ons by waar ons is. Ons sien waar ons is in die kernvers 11 en 12. So ek gaan net vinnig vir ons lees. Hoofstuk 2 vers 11 en 12. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van die liggaamlike begeertes wat 'n stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. En so die eerste ding wat ons van onsself moet besef is ons is vreemdelinge. Ons is vreemdelinge. Dis die eerste ding wat Petrus vir hulle sê in 1 Petrus 1 vers 1. 1 Petrus 1 vers 1 sê, Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader. Petrus skryf nie hier aan Jode nie, hy skryf aan heidense Christene, hoofsaaklik aan heidense Christene. En hy noem hulle uitverkore vreemdelinge, of elect exiles in Engels. Hy vergelyk hulle met God se geliefde mense wat in ballingskap is. Nou die idee van ballingskap kom reg van die begin van die Bybel af. In die begin van die Bybel is Adam en Eva in God se teenwoordigheid. Hulle ervaar God se liefde, hulle lewe in 'n noue verhouding met hom saam. Hulle is by die huis. Adam en Eva is by die huis. Maar hulle bly nie in die tuin van Eden nie. Hulle is ongehoorsaam en dan word hulle verban uit die tuin uit God se teenwoordigheid uit. Hulle ballingskap eindig in Genesis 11 in Babylon. In Babylon waar die mensdom 'n toring tot eer van hulle self probeer bou, waar hulle self onafhanklik van God probeer verklaar en waar hulle self wil bepaal wat reg en verkeerd is en hulle eie mag wil aanbid. God stop dit. God stop wat die mensdom probeer doen. En in Genesis 12 roep hy Abraham uit Babylon uit en sy nageslag word Israel, vir wie hy beloof dat hulle in 'n beloofde land sal eindig en dat God die wêreld sal red deur sy nageslag. Weereens, Israel bereik die beloofde land.
Hulle kom daar, hulle lewe onder God se heerskappy, maar weer eens is hulle ontrou. Hulle kan nie gehoorsaam bly aan God nie en dan word hulle weggevoer in ballingskap. Hulle eindig weer in Babylon. En dan wanneer hulle in Babylon kom, dan is die vraag op hulle harte, maar hoe moet ons lewe? Hoe moet ons lewe as God se mense in ballingskap? Hulle het twee opsies. Die een is veg teen Babylon en probeer om vry te kom. En die ander opsie is word een met Babylon, word soos Babylon. Leer om die kultuur van Babylon jou eie te maak en leer om die gode van Babylon jou eie te maak. Hulle voel dis hulle twee opsies. En dan sê die profeet Jeremia vir hulle die volgende. Pieter sal dit vir ons opsit. Jeremia 29 vers 4, van vers 4 af, sien ons 'n derde manier waartoe God hulle roep om te lewe in Babylon. So sê die Here, Heerser oor alle magte, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en bewoon dit, plant tuine en eet vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en kry vir julle seuns vroue en gee aan julle dogters mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad waarin ek julle in ballingskap laat gaan. En bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook vir julle voorspoed. Ja, so sê die Here, as 70 jaar vir Babel verloop het, sal ek aan julle aandag gee en my goeie belofte aan julle gestand doen om julle na hierdie plek toe terug te bring. So wat bedoel Petrus as hy vir die kerk skryf, hulle is vreemdelinge in ballingskap? Wat bedoel hy? Wat beteken dit dat hulle in Babylon gaan wees vir 'n spreekwoordelike 70 jaar? Dit beteken God se mense is nie by die huis nie. Ons as God se mense is in 'n land waar ons onderdruk word en waar ons van ons regte ontneem word en waar ons geroep word om mense rondom ons lief te hê en vir hulle te bid en tot voordeel van hulle op te tree. Dit is presies dieselfde vir ons as wat dit was vir Israel in Babylonië en as wat dit was vir die kerk in Petrus se tyd 2000 jaar terug. Selfs al woon ons families 300 jaar of selfs 1000 jaar hier in die suidpunt van Afrika, is dit nie ons tuiste nie. Dis nie ons erfenis nie. Ons erfenis is in die hemel by God. Kom ons lees net weer vers 3, hoofstuk 1 vers 3. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan nie, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Hierdie is nie ons tuiste nie. Hierdie is nie ons erfenis nie. Hierdie wêreld verwerp Jesus as koning. Paulus noem hierdie wêreld die koninkryk van duisternis. En God het ons deel gemaak van die koninkryk van lig, maar ons is nog nie daar nie. Hierdie lewe wat ons hier lewe is tydelik. Die impak wat ons hier kan maak is beperk, maar dit het ewigheidswaarde. Ons lewens kan 'n verskil maak. Ons is nie toevallig hier nie. Ons is nie hier omdat God van ons vergeet het nie. Ons is hier want God het 'n plan met ons. Hy het 'n doel vir ons lewens. Ons het 'n kort tydjie hierso wat ons 'n verskil kan maak vir die koninkryk van lig. En so ons moenie verbaas wees as ons swaar kry nie. En ons moenie verbaas wees as die wêreld ons goeie pogings verwerp nie, of as die wêreld ons vyandig gesind is nie. Ek sê dit en ek kyk na 'n vertrek waar ek weet waar mense swaar kry. En so dit behoort vir ons 'n bemoediging te wees. Hierdie is nie ons tuiste nie. Hierdie is nie al wat daar is vir ons nie. Ons kan in hierdie wêreld getrou bly, want ons spreekwoordelike 70 jaar gaan gou verby wees. Hierdie is ons een kans om as vreemdelinge 'n verskil te maak en getrou te bly. En so ons is vreemdelinge, maar ons is veilig.
Dis baie interessant om te sien hoeveel klem Petrus plaas op die feit dat ons veilig is. En so tweedens, ons is veilig. In vers 2, 1 Petrus 1 vers 2 maak Petrus die punt dat ons besprinkel is met die bloed van Jesus. Dit beteken ons sondeskuld is afgewas. Ons is totaal vry van dit wat ons voor God in die moeilikheid kan bring, want ons is met Jesus se bloed skoon gewas. En dan gaan weer vir ons vers 6 lees, want dit is so geweldig bemoedigend om te sien waaroor dit is wat ons reeds nou kan jubel. Dis 'n moeilike ding om te dink dat ons nou reeds kan jubel. Maar kom ons kyk wat sê hy van vers 6 af. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. So wanneer ons as Christene volhard wanneer ons swaar kry, sien ons en sien ander dat ons geloof eg is. Hoe anders sal ons weet of ons werklik in Jesus vertrou? Dis soos wat ons getrou bly in swaar kry, dat ons sien ons glo regtig. Maar dis ook soos wat ons getrou bly in swaar kry, wat ons werklik uitsien na om saam met Jesus te wees. Uitsien na vers 7 wat sê dat ons geloof uitloop op heerlikheid en eer wanneer Jesus geopenbaar word. Petrus herhaal weer in vers 8 dat ons veilig is. Vers 8 sê, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. So ons het reeds deel aan dit wat ons veilig maak. Ons het reeds deel aan die verlossing van ons siele. En daarom kan ons jubel en juig, want ons is veilig. Hy sê dit weer in vers 17 en 18, sê hy weer ons is veilig. Vers 17 sê hy, God oordeel op grond van, nie op grond van die uiterlike nie, maar op grond van die innerlike. Maar ons verlossing is onverganklik, want ons verlossing is in Jesus se bloed opgesluit. En so ek lees vir ons vers 17 en 18 ook. En as julle wat hom wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede wel as Vader aanroep, tree dan met onsag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks so silwer of goud losgekoop is nie, maar wat deur julle weet tog dat julle nie met iets onvergankliks so silwer of goud losgekoop is uit julle sinnelose leefwyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Jesus. Hy wat soos 'n lam is, vlekkeloos, sonder liggaamsgebrek. En so weer eens, die egtheid van ons geloof word gesien in ons dade. Maar ons is vrygekoop met die onverganklike ruilmiddel, die onverganklike currency. Ons is vrygekoop met Jesus se bloed. En so hoekom is dit vir Petrus so belangrik dat ons weet dat ons veilig is? Hoekom is dit belangrik vir mense wat in ballingskap is, vir mense wat vreemdelinge en bywoners is, om te weet dat hulle veilig is? Wel, deels is dit omdat die Christenlewe is gevaarlik. Daniel en sy vriende was in ballingskap, en hulle het in Babylon gelewe soos wat God hulle geroep het om te lewe. Hulle was getrou teenoor God en hulle was goed vir die stad gewees. Hulle het onderrig ontvang in Babylonie, hulle het die klere van Babylon aangetrek, hulle het selfs die name van Babylon aanvaar. En so hulle was goed vir die stad gewees. Hulle het baie hard gewerk vir die koning en hulle het bo die ander wat saam met hulle gewerk het uitgestyg. Hulle was baie goed gewees vir die stad waar hulle self bevind het. Maar toe daarvan hulle verwag word om die knie te buig voor die koning en voor sy afgode, het hulle nie. Hulle was nie bereid om die knie te buig voor die afgode van Babylon nie. En toe het Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond gegooi. En Daniel, toe daarvan hom verwag is om nie die knie te buig voor God nie, toe dit nie meer wettig was om God te aanbid nie,
het hy sy knieë gebuig en hy is in die leeukuil gegooi. En so dit is nie veilig in 'n wêreld wat God vyandig gesind is om 'n Christen te wees nie, om vir God te lewe nie. Ek dink baie van ons weet hoe dit voel om goed te wil doen, maar stank vir dank te kry. Ek dink ons kan as Christene baie keer onsself bemoei met situasies wat morsig is, wat ons nie andersins sou doen nie. Ons gaan in situasies in, ons gaan om mense te gaan probeer help. En dan kry ons seer in die proses, soos wat ons mense probeer help. En daarom is dit vir ons baie nodig om te besef dat ons is veilig. Ons is veilig. Ons is veilig in Jesus. Sosiaal kan dit ons kos. Dit kan ons sosiaal kos om te wil lewe vir die welstand van die mense rondom ons. Ek dink byvoorbeeld daaraan as jy jouself in 'n situasie bevind by 'n braai waar iemand besig is om die nuwe nuus te deel oor iemand anderster. Dit is nie sosiaal so aanvaarbaar om te sê wag 'n bietjie. Ek dink nie wat jy nou doen gee die voordeel van die twyfel vir die persoon oor wie jy praat nie. Wag so klein bietjie. Hy is nie hier om homself te verdedig nie. Kom ons stop hierdie gesprek net hierso. Dis die tipe van goedes waartoe ons geroep word as Christene. Maar wat ons nie sal doen as ons nie veilig voel in Jesus nie, as ons nie ons identiteit vind in Jesus se liefde vir ons nie, en wie ons is in God se liefde nie, sal ons nie in staat wees om sosiaal op te staan nie. Ons sal ook nie in staat wees om by die werk op te staan nie. As ons nie in die diepste van ons wese glo dat ons veilig is nie, sal ons nie by die werk opstaan en sê, ek weet nie of dit eerlik is nie. Ek weet nie of dit waar is nie. En ek stem nie saam dat dit die rigting is waarin ons moet beweeg nie, want dit gaan ander mense seermaak. As ons nie weet ons is veilig in hierdie wêreld nie, sal ons nie vorentoe kan gaan nie. Ons sal nie dit kan wees waartoe God ons geroep het om te wees nie. Dit is slegs as ons werklik besef hoe veilig ons is in ons verhouding met God, dat ons kan risiko neem en radikaal vir God kan lewe. Daniël, Sadrag, Mesach, Abednego en selfs Jesus was so oortuig daarvan dat hulle veilig is in hulle verhouding met God, dat hulle lewens neergelê het vir God se glorie en vir die verlossing van ander. En ons kan die vrymoedigheid hê om ons lewens neer te lê vir die voordeel van ander en vir die verlossing van ander en tot die verheerliking van God. En so mense wat weet dat hulle veilig is mense wat derdens en laastens lewe asof hulle heilig is. Ons is heilig as God se mense. Petrus maak die punt in vers 2, hoofstuk 1 vers 2. Hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees. As vreemdelinge wat veilig is ons geroep om met die hulp van die Gees heilig te wees. Heilig beteken gehoorsaam. Om heilig te wees beteken ons is afgesonder vir God. Ons is nie meer ons eie nie, ons behoort nie meer aan die wêreld nie. Ons is nou God se. Ons is afgesonder vir God en ons is gehoorsaam aan God. Dis wat dit beteken om heilig te wees. En vers 11 en 12 gee vir ons 'n positiewe sin waarin ons heilig is en 'n negatiewe sin waarin ons heilig is. Vers 11 sê daar's sekere dinge wat ons nie meer doen nie omdat ons heilig is. En vers 12 sê daar's sekere dinge wat ons doen omdat ons heilig is. Vers 11 sê geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat in stryd is met die siel. Ons sondige begeertes voer 'n oorlog teen ons siel. Het jy al ooit gewonder hoekom daai woorde so vreemd klink? Daai woorde van vers 8 wat sê ons het 'n onuitspreeklike blydskap in ons verhouding met Jesus. Ons jubel in ons verhouding met Jesus. Het jy al ooit gewonder hoekom sukkel ons om dit te beleef? Dit is baie keer omdat ons sonde in ons harte vertroetel. Dit is hoekom daai sonde voer 'n oorlog teen ons siel en dit maak dat ons nie kan lewe dit wie ons is nie. Lecrae is 'n Christen rapper en hy het 'n wonderlike lyntjie wat ek een keer gesien het. Ek luister nie Christen rap nie. Ek het een keer 'n lyntjie op Twitter gesien toe ek nog op Twitter was. En Lecrae sê die volgende in sy liedjie Purging. Hy sê
I know the Spirit is purging me of everything that's hurting me. Die Gees maak ons heilig van sonde wat ons seer maak. Dis die punt. Dis hoekom ons teen sonde veg. Dis hoekom ons nie toegee aan ons sondige begeertes nie. Want ons sonde maak ons seer. Dit maak ons menswees armer. Nou as ons kan enige sonde as 'n voorbeeld gebruik om hierdie punt te probeer verstaan. Ons kan ongeduldigheid gebruik, ons kan trots gebruik, ons kan liefdeloosheid gebruik, ons kan enige sonde gebruik. Ek gaan vanoggend gierigheid gebruik as 'n voorbeeld. Gierigheid is greed. Want ek dink dis een ding wat ons almal van tyd tot tyd op ons harte voel. Ek dink ons almal weet hoe dit voel om meer en meer en meer te wil hê, om nog en nog te wil opgaar, om soveel bymekaar te wil maak dat ons naderhand nie meer vir God nodig het nie. En om soveel bymekaar te maak dat ons in beheer kan wees en dat ons kan besluit wie kry wat. Gierigheid is 'n gevaarlike afgod van Babylon. Dis 'n sonde wat ons siele skade doen. Dit maak dat ons nie vreugde in ons verhouding met God kan ervaar nie. Wanneer ons lewe en wanneer ons hoop plaas in die gode van Babylon, sukkel ons in ons verhouding met God. Dis ontrouheid teenoor God om ons hoop in ander afgode te plaas. Dis soos 'n man wat ontrou is aan sy vrou en dan sukkel om opgewonde te wees om by haar te wees. Dis hoe ons is wanneer ons afgode aanbid, wanneer ons lewe vir afgode. Voor ons onsself nie bekeer nie en sê ons is jammer vir hierdie sonde nie, kan ons nie met vrymoedigheid en in vreugde by God wees nie. En so dis sondige begeertes wat ons teen moet veg. Vers 11 roep ons om teen ons sonde te veg wat 'n stryd voer teen ons siele. Want dit berokken skade in ons verhouding met God. Eerstens, veg teen sonde, leef heilig, want dit maak skade vir ons binne in ons. Die tweede rede hoekom ons heilig moet lewe is in vers 2. Dis heiligheid in 'n positiewe sin. 12. Dis heiligheid in 'n positiewe sin. Vers 12 sê gedra julle so goed onder die heidene sodat hulle wanneer hulle julle beswadder asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. En so heilige lewens vereis dat ons goeie dade doen. Ons weet God is lief vir sy hele skepping en ons weet selfs die skepping wat hom nie herken nie, is hy lief vir. God is lief vir sy skepping en so ons het onuitputbare geleenthede om goed te doen. Vers 12 roep ons om goed te doen, om 'n ekstra myl te gaan, om meer te doen as wat ons sou doen as ons net vir onsself gelewe het. Ons word geroep om goed te doen. Maar om goed te doen word nie altyd verwelkom in hierdie wêreld nie. Vra vir William Wilberforce, die ou wat die stryd gevoer het teen die slawehandel. Hy het vir iemand anders se regte opgestaan en hy het self seer gekry. Hy het self geweldig seer gekry. Maar hy het nie opgehou om goed te doen nie. Hy het aangehou tot hy die stryd in die naam van God gewen het en God was met hom al die pad. En so ons word geroep om goed te doen. Ons word geroep om ons lewens neer te lê ter wille van ander. En as ons onthou dat ons veilig is, dan is dit nie so 'n groot risiko wat ons neem om goed te doen nie. Ons hoef nie bang te wees om goed te doen nie, selfs al kos dit ons. Vriende, ons ballingskap is tydelik. Ons tyd om goed te doen is beperk. 2 Petrus 3 vers 8 sê Petrus vir die mense wat swaar kry, vir die gemeentes wat swaar kry, sê hy, laat hierdie een saak egter by julle nie verbygaan nie, geliefdes. By die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie belofte uit soos party mense dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat sommige mense verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. In vers 13 gaan hy aan, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waar geregtigheid woon. Sien, ons sal by die huis kom. Ons moet onsself herinner, ons sal by die huis kom. Ons sal op 'n plek kom waar geregtigheid sal seëvier. En waar ons nie ongeregtigheid in ons harte meer hoef te veg nie. En waar ons ook nie ongeregtigheid buite ons meer hoef te veg nie. Ons sien uit na ewigheid by die huis. Ons het 'n lewende hoop. Ons kan nou reeds jubel en ons kan nou reeds word ons geroep
om te lewe vir ons God en vir die ewigheid wat ons in sy teenwoordigheid gaan geniet. Ek sluit vir ons af. As 'n kerk, as ligpunt, moet ons besef dat ons vreemdelinge in hierdie wêreld is, maar ons is veilig en ons word geroep om heilig te wees. God het ons hier geplaas in ons tyd en plek om goed te wees vir mekaar en goed te wees vir die wêreld rondom ons. Want God kan ons gebruik om mense na hom toe te bring. God kan ons gebruik om tydelike verligting te bring vir mense, soos wat ons in liefde teenoor hulle optree. Maar God kan ons ook gebruik om verlossing te bring teenoor 'n verlore wêreld. En so hierdie wêreld is nie as good as it gets nie. Hierdie wêreld gee vir ons baie geleenthede, hierdie wêreld bied ons baie, en ons is baie om voor dankbaar te wees. Ons kan jubel selfs, maar hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. Daar is 'n quote in As Good As It Gets wat baie bekend is. Ek hoor dit by meeste troues waartoe ek gaan. Min mense gee krediet aan die fliek, maar dis asof ek dink ouens besef dit nie eers heeltemal nie, want dit is so waar. Die Jack Nicholson sê iets, hy's 'n buffel weer. En dan sê sy vir hom, say it's nice right now or I leave. En dan sê hy vir you make me want to be a better man. Wat 'n wonderlike ding om van haar te sê, dat sy hom 'n beter man, hy wil 'n beter man wees omdat hy haar wil gelukkig maak. En ek dink ons besef dis waar. Baie van ons as ouers wil beter wees sodat ons kinders kan trots wees op ons. Of ons wil beter wees, ons wil minder selfsugtig wees en ons wil minder hard wees, omdat ons wil hê ons vrou moet trots wees op ons. Ons wil dapperder wees, ons wil vorentoe gaan, ons wil beter wees. As menseverhoudings dit vir ons kan doen, hoeveel te meer nie ons verhouding met God nie. Dis waartoe God ons roep. God roep ons om te onthou dat ons tydperk as vreemdelinge is kort. Ons tydperk hier is beperk, maar ons is veilig by hom en ons word geroep om heilig te wees. Ons word geroep om goed te doen. Kom ons bid saam en vra dat God ons sal help om te besef waar ons is. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons U Vader kan noem, dat ons na U toe kan uitroep en dat ons vir U kan sê, hier is ons. Ons weet ons is sondaars. Ons weet ons maak foute. Ons kies baie keer die maklike pad. Ons voel baie keer nie veilig nie en dan kies ons die maklike pad. Vader, help ons om te besef dat ons is werklik veilig in U. Ons is veilig deur Jesus se bloed. Ons is veilig en daarom kan ons roekeloos goed wees. Ons hoef onsself nie te beskerm nie. Ons hoef nie te lewe om die lewe gemaklik te maak nie. Ons hoef nie te lewe vir sekuriteit of vir die bewondering van mense nie. Vader, ons kan lewe vir U. Maak ons heilig, Vader. Sonder ons af vir U en gebruik ons lewens. Ons pleit by U, gebruik ons lewens vir U glorie en vir die verlossing van ander. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.